90.1 104.1 SFM. Volgende onderwerp waar ons gaan gesels. Ek het She Group se tokkie by die ander kant van die lyn en ons gesels oor die regte van die werknemers en die werkgewers in hierdie tyds. Tokkie, goeiemôre ou maat. Goeiemôre maat, dankie dat ek 'n bietjie kan gesels. Nou Tokkie, ons begin. Coronavirus pandemie, dis waaroor almal gesels en dis waar almal bekommerd het op die oomblik. Wat is die werkgewer se verantwoordelikheid teenoor die werknemer? En volgens seksie 8 van die Beroepsgesondheid en Veiligheidswet nommer 85 van 93 wat saamgelees word met die Hazardous Biological Agents regulasies, moet 'n werkgewer sover as wat dit redelik prakties is, 'n werksomgewing skep wat veilig en risikovry is vir die gesondheid van sy werkers. Waar ons die risiko kan wegneem en met beheermaatreëls op plek gesit word om die risiko te probeer verminder. Om dit te kan doen met werkgewers, soos 'n mens sal sê, gaan na back to basics toe, waar daar weer behoorlike risiko-analisies in die werksplek gedoen word en na die risiko-analises beheermaatreëls ingestel word wat redelik is en prakties is vir die spesifieke werksomgewing. Ons almal weet dat nie alle werksomgewings is dit moontlik om die risiko van kontak met ander mense weg te neem en dit is waar die grootste uitdaging op oomblik lê vir werkgewers. En wat is die werkgewer se verantwoordelikheid teenoor die werknemer? In gevalle waar dit nie werknemers is nie, so as ons dan praat van nie werknemers, praat ons nou natuurlik van jou kliënte, besoekers aan hospitale of klinieke, daardie groep mense praat ons van. Nou volgens seksie 9 van die wet moet 'n werkgewer of 'n eienaar sorg dat hulle werksaamhede sover redelik prakties uitvoerbaar is, so gedoen word dat dit nie mense affekteer wat in hulle werksomgewing inkom nie. Om te sorg dat besoekers en kliënte ook veilig is in hulle werksomgewing. En dan Tokkie, net aan die ander kant om, wat is die werknemer nou se verantwoordelikheid teenoor die werkgewer? As ons kyk na die Beroepsgesondheid en Veiligheidswet, dan het die werknemers 'n groot rol te speel as ons nou spesifiek kyk na enige risiko's en is daar groot verantwoordelikheid op werknemers se skouers of as jy seksie 14 lees, dan sê in seksie 14 van die Beroepsgesondheid en Veiligheidswet sê hulle 'n werknemer moet redelike sorg vir hulle eie gesondheid en veiligheid neem, maar ook vir mense of persone wat geraak word deur hulle aksies of dade. Dit is nou waar ons nou praat van ons as ons hoes, moet ons nie in iemand se rigting hoes nie, of ons probeer spasie skep tussen ons en ander werkers. Werknemers moet ook al samewerking gee aan werkgewers rakende enige verantwoordelikheid wat werkgewers het as gevolg van die Beroepsgesondheid en Veiligheidswet. So dit sê vir jou eintlik werknemers moet enige wetlike instruksie wat aan hulle gegee word deur die werkgewer uitvoer en die reëls wat neergelê word deur werkgewers om 'n veilige werksomgewing te skep, moet deur die werknemers uitgevoer word. Nou as 'n werker weet van 'n onveilige of ongesonde situasie in die werksplek, moet dit onmiddellik gerapporteer word aan die werkgewer of die Beroepsgesondheid en Veiligheidsverteenwoordiger, soos almal dit noem, na Health and Safety Regs, in sy of haar werksplek. En dan seksie 15 van die Beroepsgesondheid en Veiligheidswetgewing sê ook vir jou dat werknemers nie mag beter aan goedere wat in plek gesit word of dit misbruik aan goedere wat in plek gesit word vir die veiligheid en gesondheid van onsself en van hulle medewerkers.
Dokkie, ons gaan net hierna weer verder gesels. Daar's baie punte wat ons nog wil aanraak. Ons gaan nog oor die ekonomie praat en dan al die ander simptome wat hulle nog so moet doen en hoe hulle met julle kan kontak ook maak by die She groep. Maar hou net aan daar op die lyn. Ons gaan nou verder gesels. Maak eens musiek met Vernon Barnard hier op SFM, daai liedjie. Vernon Barnard met daai liedjie op SFM 24 minute net na 11 op SFM regstreeks vanaf van Severon Sentrum Ateljee in Hartenbos. Op die ander kant van die lyn het ek Tokkie van She groep en ons gesels regte van die werknemers en werkgewers tydens hierdie coronavirus pandemie wat ons het, wat heel wat uitdagings vir ons bied. Nou ons het op baie gesels, Tokkie, jy het nou net gepraat van beheermaatreëls. Kan jy asseblief 'n bietjie daaroor uitbrei? Nou maak as ons kyk weer eens na seksie 8 van die beroepsgesondheid en veiligheidswet, word verwag van 'n werkgewer om stappe wat redelik prakties is om gevare of moontlike gevare waar die coronavirus nou een van is, te elimineer of te beheer, moet hy maatreëls in plek stel voordat hy gaan na veilige persoonlike beskermingsklere. Nou, voordat mens dit kan bepaal, is dit belangrik vir 'n werkgewer om voordat hy die beheermaatreëls kan bepaal, dis belangrik vir hom om 'n behoorlike risiko-analise te doen en in ag genome die nuwe gevare wat COVID-19 in die werksplek kan bring. In die geval van COVID-19 moet ons na 'n kombinasie van maatreëls gaan kyk wat in plek gesit moet word, maar die kernprinsip bly nog altyd die hiërargie van beheermaatreëls, the hierarchy of control, soos hulle in Engels sê, behels om iets te elimineer of uit te skakel, om iets te vervang, ingenieursmaatreëls, administratiewe maatreëls of beroepsgesondheid en veiligheidsklere en toerusting. Nou weens die ekonomiese druk, is daar 'n nuwe wetgewing wat afgekondig is en sovoorts rakende die coronavirus pandemie. Watter praktiese stappe kan geneem word deur werkgewers in lig van die coronavirus? Ons het net gepraat van die hiërargie van beheermaatreëls, die hierarchy of control wat ons praat en wat ons moet doen. En as ons dit in ag neem en ons kyk spesifiek na die COVID-19 of coronavirus, dan 'n belangrike goed waarna mens kan kyk byvoorbeeld is handsanitasie, punte waar nodig, byvoorbeeld badkamers, vergadering areas, ingangsportale ensovoorts. Die screening van personeel op 'n daaglikse basis, soos die neem van personeel se temperature om te kyk of hulle nie COVID het nie. Die instelling van vraelyste om blootstelling te bepaal, wat hy byvoorbeeld het hulle gereis in die afgelope tyd, was hulle in aanraking met mense wat gereis het of wat die virus gehad het. Sulke tipe vraestelle om te kyk wat was die blootstelling en kom ons sê dan 'n mini risiko-analise daar te doen en waar moontlik om persone personeel, ek weet dit is nie maklik vir besighede op oomblik nie, maar waar moontlik om personele huis toe te stuur om van die huis af te werk. Natuurlik kan ons altyd moet kyk na streng vereistes wat van personeel verwag gaan word as hulle van die huis af werk. Ingenieurs maatreëls soos effektiewe lugfiltrering, UV-ligte, die ventilasie in vertrekke te verhoog en werksareas te verhoog, en fisiese barriers tussen mense in plek te sit. En dan kan ons ook kyk na administratiewe maatreëls soos om jou vergaderings te verander soos wat ek en jy nou die vergaderings of toesprake wat ook via telefoon of videokonferensies te doen. Om kontak tussen werkers tot die minimum te beperk, om die aantal hoeveelheid werkers in een gegewe oomblik tot die minimum te beperk, jy byvoorbeeld nuwe skofstelsels in plek te stel, om onnodige reise te kanselleer, om akkurate hulpbronne te gebruik, wat natuurlik baie belangrik is, want ons kry op die oomblik so baie
nuus rakende COVID-19 om akkurate hulpbronne te gebruik om jou waaksaam te wees met maatreëls en dan baie belangrik natuurlik is die opleiding van personeel en die verspreiding van inligting onder personeel rakende COVID-19 maar om seker te wees personeel verstaan dit en dat hulle verstaan wat die risiko's is en hoekom hierdie beheermaatreëls deur die werkgewer in plek gesit word. En mense, belangrik is ook in hierdie tyd om mense kyk om ordentlike veilige werksprosedures te ontwikkel wat prakties is vir jou werksomgewing en dan die mense op te lei ooreenkomstig daardie prosedures en dan hulpmiddels te verskaf aan personeel om hulle persoonlike higiëne te bevorder, simpel goed soos buitouch, asblikke, handseep, weggooibare handdoeke, aanbring van tekens en informasie om die personeel te help om dit beter te verstaan en ook dit vir die beheermaatreëls aan ander mense te kan oordra. Dan ook net om daarby te voeg, dan wat moet die werkgewer doen as 'n werknemer enige simptome toon? Ja, dit is seker maar die kritiese probleem wat ons almal mee sit op die oomblik. As 'n werkgewer, as 'n werknemer kom na die werkgewer toe en hy toon simptome, dan sal die heel eerste wat jy moet doen is om hom onmiddellik huis te stuur vir self-isolasie, die nasionale inbelsentrum te skakel, die corona inbellyn wat 0800 019 is die hulplyn se nommer en dan te help dat die werknemer getoets word en dan ook natuurlik almal wat in aanraking met die persoon was in te lig om hulle self te isoleer en getoets te word en dan dit natuurlik aan die nodige regeringsinstansies op te verbitter rakende dat jy dink jy het 'n geval dat ons daadwerklik kan optree rondom dit. En nou 'n baie goeie wenk en alles wat ons daarvan Tokkie van She Group kry. Nou laastens as luisteraars meer inligting wil hê rakende wetgewing, ontwikkeling van 'n veilige werksprosedures in die verband, risikoalliansie en sovoorts, met wie kan hulle kontak maak, Tokkie? Daar is op die oomblik baie platforms op online op die internet beskikbaar, maar voorheen ons kyk na betroubare hulpbronne wat ons kan gebruik en die Wêreldgesondheidsorganisasie is 'n betroubare hulpbron om dat te kyk en dan regeringsplatforms soos die Departement van Gesondheid, die Departement van Arbeid en Diensneming en dan is mense maar ook welkom as hulle meer wil weet om my e-pos vir my te stuur, dis waar maak dit Tokkie@shegroup.co.za of na ons kantoor in George by George Edmund @shegroup.co.za of hulle kan vry voel om ons te skakel by ons kantoor by 044-873-2530. Tokkie, baie dankie daarvoor en 'n mooi dag vir jou in die span. Maar baie dankie vir die geleentheid wat ek gehad het en sterk dan almal in hierdie moeilike tye. Baie dankie daarvoor. Mooi dag, dankie Tokkie. Dit is Tokkie daar van She Group. Nou as jy daardie kontaknommer gemis het, dan kan jy met hom gesels, maak kontak met Tokkie. Hulle is in George, is hulle kantore geleë 044-873-2530. 044-873-2530. Skry by die regte mense, die regte natuurlik prosedure om te volg, hoe jy moet te werk gaan in jou werksplek, wat prosedures jy daar in plek moet sit, sodat jy in die veilige kant is, jouself en natuurlik jou kliënte, personeel, almal te beskerm. Jy kan ook e-pos stuur na tokkie@shegroup.co.za. As jy daai gemis het, stuur my WhatsApp by 0717178338 en dan herhaal ek dit weer vir jou. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.